Baie dankie vir die musiekspan, vir die mooi begeleiding. Terwyl hulle so hulle sitplekke inneem, kom ons raak dit so 'n bietjie stil en kom ons bid saam. Here, vandag is die laaste Sondag van 2025. En Here, as ons so eerlik is met mekaar en so terugkyk na hierdie jaar, dan besef ons net, Here, aan U kom al die lof en die eer toe. U het vir ons gedra, U het ons beskerm, U het ons gelei, Here. Selfs in tye waar ons dalk langs 'n siek bed gestaan het, of 'n oop graf. Here, moet ons erken, ook was U daar teenwoordig, en het U ons nie een keer alleen gelaat nie. En daarom ook vandag, soos wat ons vandag by mekaar kom as 'n geloofsfamilie, is dit ons gebed, dat U vir ons steeds sal seën met U teenwoordigheid, Here. Dat ons ook vandag U sal ervaar, Here, op 'n besonderse manier, Here, ook wanneer ons die woord gaan lees, dat U dit vir ons sal oopmaak, sal openbaar, Here, dat dit vir ons gedagtes, ons ore, ons oë, ons harte, Here, verstaanbaar sal wees, dat ons ook dit sal gaan uitleef, en ook dit wat ons juis vandag gaan lees, is die boodskap. Dat soos wat ons terugkyk na hierdie jaar, Here, en ook vorentoe kyk na 'n nuwe jaar, Here, dat ons iets sal besef van die teenwoordigheid, iets sal besef, Here, van die woord wat soos 'n spieël is waarna ons kyk, wat terugreflekteer. En dat ons elkeen die harde werk van die siel sal doen, Here, voor hierdie nuwe jaar ook aanbreek, om te kyk waar het ons gefaal, hoekom het ons gefaal, en Here, hoe kan ons deur die gelei word, opgehelp word, geleer word, om nie weer daardie selfde foute te maak nie. Maar om steeds in diepe afhanklikheid van U te kan leef, Here, steeds deur die Gees gelei te kan word, en onderrig te kan word, Here, dat ons nie net vir onsself nie, Here, maar ook vir almal wat rondom ons is, juis daai oase van Jesus liefde kan wees. So kom, Here, maak ons ook nou gereed vir die woord. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen. So, ek het gedink, julle sien die prent daar so, die Christen se spieël, en ons gaan nou so 'n bietjie praat oor dit. Maar wat sien jy in die spieël, as jy in die spieël kyk? Wat se refleksie sien jy terug? Wat sien jy as jy terugkyk na die spieël van 2025, hierdie afgelope jaar? Wat sien jy raak? Wat het gebeur, wat het nie gebeur nie? Ons sal volgende jaar praat oor al die voornemens wat almal het, né? Nuwejaarsvoorneme, wil gewig verloor, ons wil gesonder eet, ons wil dit, ons wil dat, minder op die blou bulle skree, en weet nie wat als nie. En dan ergens deur die jaar aan gebeur het nie, nee, dan verloor ons dit, of ons vergeet dit, of wat ook al. So ons 'n bietjie praat vandag oor die spieël wat ons almal het in ons huise. Party het van ons het 5 spieëls, van hierdie spieëls in ons huise. Daar op jou bedkassie is hierdie spieël, daar in jou studeerkamer, of dalk daar in jou sitkamer. Is nie daai spieël wat in jou badkamer is, dis 'n ander spieël. Ons gaan so 'n bietjie praat oor dit, oor die woord van God. Maar vandag voel dit vir ons asof iets in ons as Christene se lewens onderbreek. En dit is maklik om te sê, maar 'n sekulêre wêreld en samelewing met al die dinge wat gaan en goed, want ons lees ons Bybels, ons gaan kerk toe, maar dit voel so half amper asof dit nie genoeg is nie. As Christene is ons goed om te luister, om te oordink, om inligting te versamel, openbaringe te ontvang, en gesigte te sien, of te absorbeer, maar wat maak ons met al daardie kennis wat ons kry? Dit is amper soos 'n information overload wat ons kry as Christene. Skryf ons dit neer, beheer ons dit in ons gedagtes vir 'n reënerige dag, of vervang ons dit met wat ook al volgende gaan gebeur, of wat volgende gehoor moet word en goed. En dit is die vraag wat ons onsself vra, of moet begin vra, as ons Christus ten volle ook in ons lewens wil leef. As ons hom ten volle in die wêreld wil reflekteer, 'n wêreld wat hom nodig het. Dis die vraag wat ons moet vra, as ons moet begin ernstig wees oor ons geloof wat moet groei, oor die ontwikkeling van God se koninkryk, ook hier op aarde. So of ons persoonlik en of ons as 'n geloofsfamilie saam kan groei, hang dit egter af van dit wat ons moet begin doen. Daai ding moet hulle sê van practice what you preach, nee. Dit wat ons geleer het, dit moet ons toepas.
En as ek so vinnig moet terugkyk vanuit ons dominee se perspektief af, begin van die jaar het ons gepraat oor die bergpredikasie van Jesus, ongelooflik geleer, oor wat Jesus se lering was in die bergpredikasie. Ons het gepraat oor die gewoontes van Jesus, Ons het so baie by Jesus geleer hierdie jaar, maar waar begin ons om dit wat ons gehoor het toe te pas? Maar dit help veel ons hoor, jy moet vir jou naaste lief wees soos jouself, jy moet jou vyand vergeet, jy moet ander mense dien, maar ons doen nie hierdie goed nie. Ons kry al hierdie mooi teologie, al hierdie mooi inligting, al hierdie mooi teorieë, ons kry al hierdie goeie leesstof en leerstof, hierdie tools wil ek amper sê, om ons geloof te gaan uitleef. Maar die wêreld lyk nog dieselfde. Witrivier lyk nog dieselfde. Dan het ons mos nie ons geloof uitgeleef wat ons bely. Dan is ons mos nie besig om te practice wat ons preach nie. En dis waar ons vandag so 'n bietjie gaan lees saam uit Jakobus. Want dit voel so asof baie kerke en Christene dronk geword het van al die kennis wat ons het, maar ons ly honger aan wysheid en aan toepassing oor dit wat ons geleer het. Want kennis is eintlik hierdie ophoping van inligting, terwyl wysheid is om te weet wat om met daardie kennis te doen, hoe om daardie kennis te gaan toepas, dat ons dit prakties in ons lewens kan gaan uitleef. En ek glo dit is waar baie Christene in die wiele gery word. Ons is goed om 'n preek te hoor of 'n gedeelte te lees, maar ons het nie die vermoë of die onderskeidingsvermoë noodwendig om daardie waarhede wat ons gehoor het in ons eie lewens toe te pas, wat nog van 'n ander mense se lewe dit te gaan doen nie. Of ons doen al vir so 'n week, terwyl die preek nog hier vars in die geheue is, en dan vergeet ons weer daarvan. Maar kyk so daarna. As jy tyd en geld sou belê, sê maar in 'n ambagskool, of jy nou elektriesien wil word, of 'n werktuigkundige of 'n timmerman, soos daai prentjie nou wys. En jy doen alles net die boekwerk. Dis al wat jy doen. Jy leer net heeltyd. Stel jou voor, jy het 'n meestersgraad in houtwerk, maar jy het nog nooit 'n hamer en 'n spyker opgetel nie. Ek weet dit klink verregaand en dit klink belaglik, maar stel jou vir dit voor. Jy het nog nooit 'n hamer opgetel nie. Jy het nog nooit 'n ervaring van dit gehad nie. Dis hoe dit vir baie mense is in die kerk. Dis hoe baie mense die kerk en die Bybel benader. Elke jaar sit ons ten minste vir 52 Sondae deur preke wat ons luister. Dis nog nie eens ingesluit al jou persoonlike inligting, al jou leeswerk, jou selgroep of jou klein groep wat jy is en goed en dit nie. Maar selde is daar werklike blywende verandering of 'n verfyning of 'n koersaanduiding of 'n korreksie of 'n nuwe soort aksie wat ons lewens inslaan. Wat gebeur? Jy sien, is nie genoeg om die Bybel te lees nie. Ons moet leer hoe om dit op ons lewens toe te pas. Hoe om dit uit te gaan leef. Want 'n geloof wat nie uitgeleef word nie, wat is die punt van dit? Paulus praat in Romeine 10 vers 9 tot 10, en sê hy, om in jou hart te glo, met jou mond te bely, is om verlossing te ontvang. As jy moet albei doen, jy kan nie net die een doen nie, jy moet albei doen, anders gebeur dit nie. So is nie genoeg om net God se woord te hoor elke Sondag, of op die radio te luister, of 'n TV-preek te kyk of iets nie. Hy sê ons moet dit uitleef, en ons moet gehoorsaam wees aan dit wat ons hoor. Want baie mense het 'n verkeerde idee dat hulle, as hulle iets aangehoor het of 'n Bybelstudie gedoen het, dan is dit iets wat hulle laat groei. Hulle sal God se seën ontvang. Maar dis nie die hoor nie. Dis die doen van daardie hoor wat God se seën bring. So die Here vra en verwag van sy volk om hoorders, maar ook doeners te wees. Dat ons nie selfbedrog, hoe kan ek sê, kerkbank verwarmers wees nie. Wat maar net die kerkbank op 'n Sondag warm sit en dis nou maar dit nie. Hy sê nee, dis 'n selfbedrog man, wat dink hy sal krediet kry, omdat hy na die woord van God geluister het, maar niks daarmee gedoen het nie, dit nie gaan uitgeleef het nie. So is 'n groot gevaar wat ons vandag het, dat veel Christene hulle Bybels merk, maar hulle Bybels maak nooit 'n merk op hulle nie. So as jy dink, jy is geestelik omdat jy die woord hoor, maar niks daaraan doen nie, dan mislei jy jouself. Dan is ons nie besig om ons geloof uit te leef nie.
So Jakobus sê vir ons, daar's 'n groot verskil tussen om God se woord te ken en dit uit te leef. Sy geestelike selfbedrog kan ons op alle terreine van ons lewens beïnvloed. So wat moet ons onthou? Wat is die doel om God se woord te hoor? Want dit gaan nie net oor blote informasie nie, maar dit gaan oor transformasie. As dit wat jy in God se woord lees jou nie verander nie, jou nie neig of jy dryf om te groei of te wil verander of te wil verbeter of iets nie, dan is jy nie besig om die woord reg te lees of reg te verstaan nie. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my, ons gaan lees daar vanuit Jakobus 1 vers 22 tot 25, en so 'n kort teksgedeeltetjie, waar hy ons 'n bietjie wysheid gee oor hoe ons geloof moet uitleef. So julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie. Julle hoor, né? Doen, nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is as een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor dit, van daai spieël wat jy nou dink en daai spieël wat bedoel word, is nie dieselfde spieël nie. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Net daai kort teksgedeeltetjie vandag. So my eerste gemeente was in Tarkastad gewees, amper daar tannie soos in Ermelo. Dit is bitterkoud in die winter en ek het 'n paar skaapwol pantoffels gekry as 'n geskenk. En dit was 'n wonderlike geskenk wat Herman Wine, een van die boere daar vir my gegee het, want jou voete het nogal gevries in die winter. Wat met my gebeur? Ek het die oggend aangetrek, klaargemaak en ek het myself in die spieël gekyk en ek het gesien wat moes ek doen. Die spieël het my gesê, Gerrit, jy het nog die skaapwol pantoffels aan, trek dit uit. Jy kan nie gaan huis besoek, jy kan nie hospitaal besoek en allerlei dinge doen met hierdie pantoffels nie. So Gerrit het vir die spieël gekyk, die spieël het gepraat, Gerrit het nie geluister nie. En so het ek skandelik gelyk die oggend toe ek daar uitgaan by die pastorie en lidmate gaan bedien die oggend. Skandelik aangetrek die dominee vir die publieke oog. Maar ons lees in Jakobus vandag, daar in daai teksgedeelte, dat ons 'n veel groter ramp in die gesig sal lei as ons nie nakom wat God se spieël aan ons openbaar nie. Dit sal baie meer skandelik wees. So spieeltjie aan die muur. Wat het die dominee 2 weke laas gesê? Uitgevang, nee. Toe maar, is nie 'n toets vandag nie. Maar is daardie vergeetachtigheid, nee, wat die groot skrik is waarteen Jakobus ons probeer waarsku. Wat dikwels handel ons nie volgens die teksgedeeltes of die openbaringe wat ons ontvang nie, want ons raak besig. Ons raak afgelei of ons raak dalk verlief op 'n volgende openbaring of 'n volgende ding wat ons hoor en goed of 'n insig of 'n interpretasie wat iemand het, dat ons aandag so afgetrek word dat ons nie fokus op dit wat reg voor ons is nie. So wanneer ons Jakobus 1 vers 23 lees, dan aanvaar ons hierdie woord spieël as vanselfsprekend, nê. Wie van julle het vandag in die spieël gekyk? Almal van julle, almal moet hulle hande opsteek, want almal se hare is mooi gekam, ek sien dit. Maar ons aanvaar hierdie spieël as vanselfsprekend, nê. Maar die spieël waarvan Jakobus hier oorspronklik geskryf het, was nie 'n spieël wat ons vandag het, wat 'n algemene huishoudelike item is, wat jy in jou slaapkamer het, in jou amper sy kombuis, in jou badkamer het of dit nie. Onthou, hulle het nie in die Bybelse tyd vir badkamers gehad, goed soos ons vandag en goed, of sulke tipe spieëls gehad, of 'n spieël in jou beursie, soos die vrouens die gemering doen in daai klas van goed nie. Nee, vir hulle was 'n spieël 'n baie skaars item gewees. Dit was eintlik maar so 'n tipe van 'n verwronge beeld gewees, want hulle spieëls het eintlik maar bestaan uit 'n brons of 'n stuk yster wat maar 'n bietjie gepolitoer was, waar hulle na gekyk het. So jy het maar altyd eintlik hierdie verwronge beeld gehad. Jy het nooit jouself mooi gesien soos ons vandag jouself in 'n spieël sal sien en goed in dit nie. So dit is hoe hulle spieëls was daai tyd. So selfs al het hulle in die spieël gekyk, kon hulle nie altyd mooi onthou hoe hulle gelyk het, want hulle het eintlik 'n verwronge beeld wat hulle gehad het. So alhoewel ons vandag spieëls van hoë gehalte het, is ons gedagtes steeds geneig om na onsself te kyk
deur half wil ek amper sê verwronge refleksies. Ons is steeds geneig tot vergeetachtigheid, ons verloor uit die oog wie ons is in God se oë. En so is ons ontkoppel van ons hart, wil ek amper sê, wat die Here vir ons gegee het en hoe ons moet wees. So wat ons lees, wat ons bestudeer, moet beïnvloed wat ons eintlik doen, wat ons sê elke dag. Dit moet alles op een of ander manier werk of bydra tot die ontwikkeling, eerstens van ons eie lewens, maar ook tot die lewens van die mense wat die Here vir ons rondom ons gee, die ontwikkeling van ons geloofsfamilie. So as jy dit nog nie gesnap het vanoggend nie, ons spieël volgens Jakobus is die woord van God. As jy jouself wil sien, as jy jouself wil leer ken, soos wat jy werklik geskape is, gaan kyk na die Bybel. Gaan lees die woord van God. En maar so dink aan die godsdienstige leiers in Jesus se dag, en hulle het die woord van God gehaat, hulle het dit geken, hulle het die woord van God wat mens geword het, Jesus, fisies by hulle gehaat, maar hulle het nog steeds nie geluister nie. Hulle was nog steeds ongehoorsaam gewees. En so in hulle eie wysheid, in hulle arrogansie en ongehoorsaam het hulle gelei aan 'n onkunde, het hulle nooit gedoen wat Jesus hulle geleer het nie. Of dit nou die grootste gebod was, of dit 'n nuwe interpretasie was, hulle het dit nooit gedoen nie. Wat doen jy? Ekskuus, ek is 'n bietjie agter met 'n slide. Wat doen jy sodra jy na God se woord geluister het? Want vry vertaal sê vers 22, moenie net na die woord luister nie, jy bedrieg jouself, doen wat dit sê. So ons kan dit letterlik vertaal as word 'n dader of word 'n doener van die woord. Dis wat Jakobus hier vir ons sê. Romeine 2 vers 13 sê ook vir ons, sê vir ons, as dat diegene wat die wet van God hoor, nie regverdig is in sy oor, maar diegene wat die wet gehoorsaam. So is nie regverdig as jy nie die wet hoor nie, maar as jy aan dit gehoorsaam is. So wanneer ons diep na God se woord luister, wanneer ons dag en nag oor God se woord pyns, daaroor nadink, soos die psalmdigter ons leer, wanneer die woord van God diep in ons harte geplant is, dan skiep dit diep wortels in ons lewens. Dan is ons lewens besig om vrug te dra van God. Aan die ander kant waarsku Jakobus ons dat as ons op 'n onverskillige of 'n terloopse vlak of 'n manier na God se woord luister, is ons eintlik maar net besig om onsself te mislei. En jy kan dit maar weer gaan lees daar in vers 22. Sê daardie woord kan ook met bedrog of om gekil te word vertaal word. Julle hoor dit. Selfbedrog. Jy's besig om jouself te kil, sê God se woord vir ons. So ons bedrieg onsself as ons net na die woord luister en nie doen wat die woord sê nie. Ons gaan seëninge mis. Ons luisterende gehoorsaamheid verheerlik God. En ons verhoog hom in blydskap wanneer ons na hom luister en doen. Miskien moet ek dalk dit so stel en miskien gaan die kinders dalk dit beter verstaan. Kyk so daarna. Elke insig wat ons het, openbaring, profesie, skrif of interpretasie of stukkie wysheid is soos 'n stukkie Lego. Julle ken mos Legos, daai blokkies wat ons bou, nê. Nee. Met die verloop van tyd maak jy genoeg van hierdie stukkies Legos bymekaar en goed om iets te kan bou. Want jy kan nie met een blokkie iets bou nie. Jy het meer en meer blokkies nodig om iets sinvols te kan bou. So hoe meer en meer tyd aangaan, hoe meer blokkies het jy, hoe meer kan jy bou. En by tye sê jy dalk een ding bou en later sê jy ding dalk weer afbreek en 'n nuwe ding uit daai blokkies uitbou en goed en dit. Daar's diegene wat regtig waar veelvoudige dinge sal bou met die blokkies wat hulle het, meer as net een ding sal bou. So met ander woorde, jy gebruik dit wat jy het. Jy gebruik dit wat jy ontvang het. Maar baie mense aan die ander kant het lewens wat niks anders as hierdie reuse plastieke emmers is vol ongebruikte stukke nie. Wat het die blokkies bymekaar gemaak en bymekaar gemaak en bymekaar gemaak en nou staan dit net daar. En daar word niks met dit gedoen nie. So die hoop word groter, maar niks word gebou nie. Of erger nog, die Lego stukke word van tyd tot tyd sommer net weggegooi. Want daar is nie meer plek in hierdie emmers om dit te hou nie.
Dis hoe ons lewens as Christene lyk. God gee vir ons hierdie stukke om mee te bou. Eers om onsself mee op te bou en te ontwikkel, en dan om ander op te bou en ander mense te kan ontwikkel. So ons neem ons stukke en ons ontwikkel nie net ons eie skepings nie, maar ook die van ander. So jou geloof gaan nie net oor om jou eie geloof uit te leef nie, maar om ook so uit te leef dat ander mense daardeur beïnvloed sal word. Dat ander mense hulle geloof weer op hulle beurt sal uitleef. Ons vergeet dat ons geoordeel sal word deur wat ons doen, skryf Paulus in Romeine 2 vers 13. Ons vergeet die prys wat daardie ontroue diensknegt daar in Lukas 19 betaal het, nê. Toe hy geweet het wat 'n soort persoon sy meester was, maar nog steeds versuim het om iets te doen, ten spyte van daardie kennis wat hy gehad het. Kom ons wees gou almal eerlik vir 'n oomblik. Ons is baie keer horende doof, nê. As jy my vra wat is die grootste probleem in die wêreld vandag, dan sal ek vir jou sê, ons het vergeet of verleer om te luister. Ons hoor, maar ons luister nie. Weet julle, baie tiener selfmoord is daar in ons land en reg oor die wêreld. Van kinders wat wil praat, en ouers net gesê, ek het nie tyd nie. Want kinders moet gesien word, nie gehoor word. Ons ou Afrikaanse tradisie, nê. Nou wil hy kind vir ouers sê, hierdie ding met my gebeur, ek ly aan depressie, ek worstel nie meer. Net gesien word, so jy nie hoor nie. En dit is die grootste probleem wat ons mee vandag sit. Ons wêreld het ons geleer om te verleer hoe om te luister. Ons hoor, maar ons luister nie. Want luister vra 'n reaksie van jou. Dit vra om iets te gaan doen, nie net te hoor nie. En tot en met ons as Christene, tot en met ons as geloofsfamilie in Witrifuur en enige ander kerk nie begin om weer te leer, om te luister na God en sy woord nie, en na mekaar nie, is dit wat ons vandag hier doen, en enige ander dag vertiel. Ons is besig om onsself te bedrieg. Maar, as nederige luisterende gehoorsaamheid, dit verheerlik God. Dit verhoog ons vreugde en ons blydskap in hom. So Jakobus sê, kort, reguit vir ons, moenie net na God se woord luister nie, doen wat sy woord vir jou sê. God se woord sê Jakobus, dis die Christen se spieël. Hy sê, dis waarin jy jouself meet, dis waarin jy jou eie refleksie sien. Net soos 'n spieël jou die toestand van jou liggaam wys, openbaar God se woord vir jou die toestand van jou siel. Maar as jy nie God se woord optel en dit lees nie, sal jy dit nie weet nie. Jakobus het ons gewaarsku dat ons onsself bedrieg as ons net God se woord hoor, maar dit nie navolg nie. Miskien is daar nog 'n manier hoe ek dit vir julle kan verduidelik. Almal van julle het elektrisiteit in julle huise. Julle weet hoe 'n kragprop werk. Jy prop iets by die muur in en dit doen dit soos dit ontwerp is. As ek 'n blender inprop by die elektrisiteit, dan kan ek 'n smoothie maak. As ek 'n skootrekenaar inprop by 'n kragprop, dan kan ek 'n preek tik. As ek 'n ketel aansit, dan kan ek koffie maak, of kookwater hê. Maar elektrisiteit het 'n negatiewe stroom en hy het 'n positiewe stroom, nie goed of sleg nie. Julle verstaan elektrisiteit, positief, negatief, Maar albei is nodig vir daardie stroom om deur die kabels in die toestel te kan vloei vir dit om te kan werk. So hy vloei deur daai kabels weer terug in die stroom in. En dit is, as ons nou so kan praat in teologiese taal vandag, die Heilige Gees is die krag en die elektrisiteit van ons lewens. Hy wil deur mense beweeg om hulle te ontwikkel, om die groot opdrag van God te kan vervul, om die kerk weer te kan versterk. So hy is soos die krag in jou muur, gereed, gewillig en in staat om tot aksie te spring as ons met hom verbind word. Dan kan dit werk. Maar ons moet daai positiewe kant hê en ons moet daai negatiewe kant hê.
Ons moet die kant van aksie hê, ons moet die wat gegrond is in Jesus as ons so kan stel, en ons moet daai negatiewe kant ook kan hê, nê. So dan kan hy in ons lewens beweeg en verandering, krag, heerlikheid, transformasie, wysheid, noem dit maar op. Dit kan in ons lewens teweeg bring. Dis eenvoudig. Maar as ons net geloof het, dan kan ons nie daai kring voltooi nie. As ons net aksie het, dan kan ons nie daai kring voltooi nie. En as ons albei het, maar ons is nie geaard in Jesus Christus nie, dan is ons nie beskerm in ons lewens wanneer ons misluk of wanneer ons stroombaan oorlaai word nie. So ek wil graag afsluit om vir ons te sê, daar's 3 maniere waarop God se woord as ons spieël optree. En die eerste ene is dat God se woord is 'n waarskuwing vir ons. Hy waarsku ons. Dit openbaar vir ons dat daar 'n straf is, en strawe sal wees vir die ongehoorsaamheid van God en sy instruksies. So in hierdie sin spieël God se volmaakte heiligheid en sy geregtigheid, en dit gee vir ons 'n kykie in God se troon, as ons dit so kan stel. Ons sien God se eie volmaakte standaarde weerspieël in die spieël van sy woord. So en saam met hulle sien ons ook die oordeel van die mense wat ongehoorsaam is aan God, die mense wat nie vir hom luister nie. Ons as Paulus skryf in Romeine 6 vers 23, hy sê want die loon van die sonde is die dood. Hy sê en vir hulle wat selfsoekend is en wat die waarheid verwerp en die bose volg, sê hy, daar gaan moeilikheid wees. Hy sê daar gaan goddelike woede wees. Romeine 2 vers 8. So wanneer ons in die spieël van God se woord kyk, dan sien ons 'n God wat vir ons sê, as jy my opdragte gehoorsaam, dan sal jy die ewige lewe hê. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy die ewige hel hê. Jy gaan sterf. Maar die tweede manier wat ons dan ook leer, waarop God se woord as spieël in ons lewe werk, is dat dit beskuldig ons, of dit wys ons altyd ongehoorsaamheid aan. Dis is 'n openbaring wat ons in ons lewe kry. Dit openbaar ons sonde aan ons. So jy het nou hierdie verkeerd gedoen. In die spieël van God se woord sien ons nie net ons sondes as ons terugkyk nie, of weerkaatsing nie, ons sien onsself as sondaars. Hy skryf, daar is niemand, in Romeine 3 vers 10, regverdig nie selfs een nie, sê Paulus. So gaan kyk in die woord van die Here, dis wat die woord van die Here vir ons sê. Sê, want ons almal het gesondig, en ons almal ontbreek die heerlikheid van God. Ons het God nodig. So wanneer ons diep in die spieël van God se woord kyk, dan vind ons dat ons voortdurend, herhaaldelik en sorgeloos al die gebooie van God verbreek, solank as wat ons daarvan bewus is. So die spieël wys vir ons die lelike waarheid oor onsself. Die spieël sê vir ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Ons sondig omdat ons sondaars is. En as ons dit begin besef, dan kyk ons anderste na die woord. Dan kyk ons anderste na onsself. Dan kyk ons heel belangrik anderste na God. Want dan besef ons iets van sy liefde en sy genade. Want toe ons nog sondaars was, toe die Here ons al reeds lief gehad. Jy kan 5000 likes op Facebook hê en wat ook al. Dit gaan nie naby kom by die Here se liefde vir jou nie. Dis wat sy woord aan ons openbaar. Maar as jy nie sy woord lees nie, gaan jy dit nie verstaan nie. Wat ons in die spieël van die woord sien, sal of vir ons 'n ontkenning stuur. Die vel is dalk nie regtig so sag nie. Ek kan skaars sien dat ek bietjie gewig opgetel het hierdie Desember. Of daardie moesie lyk nie eintlik kankeragtig nie. Ag nee, wat man, ek's 'n goeie mens. Maar wat God vir ons sal sê, en sy spieël sal sien, sal ons trots doodmaak en ons verpletter, sodat ons onsself op sy genade en sy vergifnis kan werp. En nie op ons eie nie. Dit bring my by die laaste een. So openbaar God se belofte van genade ook aan ons. Ons sien in God se woord die ware weerspieëling van ons eie toestand.
ontsuur en verdraai deur sonde. Maar ons sien ook die skoonheid van Jesus Christus. Want jy sien, sonde het ons almal onwettig gemaak. Sonde het ons almal hierdie rebelle gemaak, maar ons spandeer ons lewens deur te hardloop, deur te lewe, deur terug te kyk in ons triespieël. En wanneer ons dit doen dan wag daar onvermydelike oomblikke basies, wat ons eintlik maar net sê, die dag wanneer God se oordeel op ons gaan val, sal ons dit sien. Maar dan sê Christus vir ons, en ons hoor hom sê, jy hoef nie meer te hardloop nie. Jy hoef nie meer terug te kyk in jou verlede, of in die triespieeltjie van wat gebeur het nie. Jy kyk na vorentoe vir wat die Here vir jou kom doen het, en wat hy vir jou gee, dat jy kan leef op die pad vorentoe. Hy nooi ons om na homself toe. Hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, almal wat uitgeput is, moeg om weg te hardloop van hierdie ondergang waarvan ons nie kan ontsnap nie. Waar ons belas is deur die waarheid van wat deur God se spieël geopenbaar word, ons eie sonde, ons eie skuld wat ons saam met ons dra. Hy sê, kom na my toe. So ek sal vir jou daai rus gee. Wie na my toe kom, sê hy vir ons, sal ek nooit wegjaag nie. So in die spieël van God se woord sien ons die evangelie. Ons sien hoe Jesus Christus die wet vir ons vervul het, volmaak gehoorsaam het aan al God se gebooie. Hy het nie een van hulle oortree nie. Hy wys vir ons dat deur sy gees kan ons dit doen. Ons kan soos hy lewe. Toe jy nie 'n Christen was nie, was God se woord 'n spieël gewees wat jy dalk veroordeel het. Maar nou is dit 'n woord, 'n spieël, wat jy dryf na Christus toe. Dat jy meer van hom wil hê. Dat jy uitgehonger is vir hom. Hy sal voortgaan om jou behoefte aan Christus te openbaar. Dit sal jou aanhou terugdryf na Christus toe. Ons mooi helder spieëls wat ons vandag het, sal steeds vir jou die spinasie in jou tande wys. Sal steeds vir jou gesplete haarpunte wys. Jy sê, jy moet regtig iets daaraan doen. Trek uit daai pantoffels, flos jou tande, kondisioneer jou hare. Maar jy draai weer na Christus vir vergifnis en vernesing toe. Hoekom? Want ons flos nie ons tande met die spieël nie. Ons kondisioneer nie ons hare met die spieël nie. Ons lewe reg weer terug te draai na Jesus toe. Vir sy vergifnis en sy genesing. En hy het vir jou sy Heilige Gees gegee en Christus se eie lewe deur jou geblaas. Sodat jy nie net deur die woord van God geonderrig kan word of oortuig kan word nie. Maar nou onthou jy God se woord. Ek wil amper sê, jy marineer jou daarin, jy verlustig jou daarin. Jy verlekker jou daarin. Jy handel daarvolgens en jy volhard daarin. So daarom voor ons aanbeweeg na 2026 toe. Mag ons 'n bietjie terugkyk na hierdie jaar. Van dit wat ons uit God se woord geleer het. Dit wat sy spieël vir ons gewys het. Kom ons begin daar. Kom ons pas dit toe. Kom ons gaan doen daai harde werk van die hart en die siel. Kom ons gaan wees gehoorsaam aan God se spieël. Aan sy woord. Deur jou woord en jou daad en jou lewe. En mag daai weerspieëling van ons 'n weerspieëling wees van die oase van Jesus liefde. Amen. Here, terwyl ons in hierdie oomblik stil word, is daar dalk baie pitkos wat ons dalk saamneem, baie om dalk oor te dink. So baie dat ons dalk kan oorweldig, Here, dat ons maar net weer terugverval in ons ou manier, ons ou struktuur, ou natuur. Maar ek wil tog by U Gees pleit dat ons U spieël sal optel, Here. Miskien sien ons dalk daardie verwronge refleksie. Miskien sien ons dalk 'n helder beeld. Maar hoe dit ook al sê, Here,
dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat die spieël vir ons sê, aan dit wat die woord vir ons wil leer. Want Here, ons kan nie op ons ou manier aangaan, vir dalk maar net Sondag Christene wees. Dis nie wat die wêreld nodig het nie. U vra vir ons om aktiewe deelnemers te wees, Here, van die skepping, om hande te vat saam met U, Here, en om te gaan daar waar U besig is, U hande en die voete te wees, instrumente in die hande te wees, 'n spreekbuis vir U te wees, Here, of dit 'n woord van troos is, of 'n woord van bemoediging, of inspirasie is, Here, of selfs 'n woord van vermaaning is waar dit nodig is, Here. U vra van ons om dit te wees. Maar Here, as ons net die woord aanhoor en nie luister nie, na U Gees wat tot ons wil dring en deur ons wil dring en met ons wil werk en deur ons wil werk nie. Waarmee is ons besig, Here? Wat is die nut dan van wat ons doen? Daarom is dit my gebed, my droom en my hoop, Here, dat elkeen van ons wat bely dat Jesus Christus die Here is, dat ons op so 'n manier sal leef, Here, dat ander U sal nie net sien of sal hoor nie, of sal ervaar nie, maar U sal leer ken. As die weg en die waarheid en die lewe. As die verlosser van hemel en aarde. En soos wat ons vandag hier uitstap, Here, mag die gebou se deure toegemaak word. Maar mag die kerk se deure oopgemaak word in Witrifuur, in ons gemeenskap, in ons woonbuurt, ook in ons land. Mag ons kerk gaan wees, mag ons die volgelinge gaan wees, mag ons vissers van mense gaan wees, Here, omdat ons nie net langer die woord aanhoor nie, maar ook luister na die Gees wat deur die woord met ons praat, en ons rig, Here, in 'n sekere rigting, of na 'n sekere groep mense toe, daar waar ons kan gaan dien, soos U vir ons gedien het. En soos wat ons dit doen, Here, mag U verheerlik word, en mag U al die eer ontvang, en mag ons saam jubel en juig in Jesus Christus ons Here. Amen.